Goeiemôre, dit is dan vanoggend 5 November en is lesing 6 van die Dogter van Sion, Restaureerders van die Skrifte. Ons is besig met 'n geskiedkundige oorsig van wat hier op hierdie plaas gebeur het. Al die dinge het basies begin in 1992, maar die groot dinge wat ons voor geroep was, het eers in 1998 gebeur, toe die boek van herinnering gerestaureer is uit die oorspronklike geskrifte. Ons is nou, het ons alles deurgegaan tot op 2004, is waar ons nou is, en ons gaan 'n bietjie stil staan by die aanslag van Lucifer op die Dogter van Sion. Dit was nie 'n aangename tyd in ons lewe nie, maar dit help nie, ons gooi dit onder die mat nie, want daar is lesse te leer vir elke ene van ons. Niemand van ons is vrygestel van sy aanslag nie. En Vader laat toe dat dit gebeur, sodat wanneer ons dit uiteindelik opmerk en afsny, dan het ons iets geleer. En dit is hoekom ek dit vanmôre in detail sal deurgaan, en vra dat elkeen van julle ook baie bewus sal wees van 'n aanslag van Satan op jou lewe. Hy los niemand uit nie. Hy het nie hierdie gemeente uitgelos nie, hy het ons almal het hy gevat. En hy was baie listig. Maar danksy die liefde wat geheers het onder ons, het ons sy gesand ontmasker en het ons nog vaster aan mekaar kon heg as wat ons was tevore. Kom ons lees vanoggend die Lucifer se aanslag op Dogter van Sion. Kyk, hy is elke dag besig met ons, maar hierdie was 'n baie groot aanslag. Gedurende Augustus 2004 kry ek 'n benoude oproep vanaf 'n Amerikaanse lughawe af. Linda Newkirk, nou sy is 'n Amerikaanse profetes, is besig om te vlug. Sy beweer die CIA jag haar en wil haar doodmaak. Kan sy Suid-Afrika toe kom, want sy het nêrens op aarde waarheen sy kan gaan nie. Dit is hoe die boodskap na my toe gekom het. Nou ja, ons het toe so wat 'n jaar gelede 'n skriftelike gelofte aan ons Vader gemaak, dat ons huis sal beskikbaar stel vir sy kinders. Julle het dit gelees, ek het dit op die WhatsApp groepe gister geplaas. Ek het geen keuse gehad nie, toe ek het 'n gelofte afgelê. Ons het dadelik geld ingesamel en haar kaartjie betaal. Sy het daar gestaan sonder geld, sy kon nie op 'n vliegtuig klim nie. Toe koop ons vir haar 'n kaartjie. Op 13 Augustus kom sy toe hier in Suid-Afrika aan. En dit word toe die stormagtigste 50 dae van my en Dogter van Sion se lewe. Alles en almal berei voor op haar koms. Die rooi tapuit word letterlik vir haar oopgesprei. Onthou, ons het nou al honderde van haar profetiese boeke gedruk. Ons is basies net daarmee besig. Almal is nou bekend met hierdie werke wat Vader deur haar doen. Honderde mense besoek die Dogter van Sion gedurende hierdie tyd. Sy sien daagliks tot 7 groepe waarvoor gebid word. Sy het nie alleen vir hierdie groepe gebid nie, van ons mense het daar bygestaan. En daar is gebid en daar is bevrydings gedoen en daar is genesings wat gedoen is. Ek het gister een voorbeeld genoem. Ek weet van bevrydings wat daar onder in daai Lapa gedoen was. Ons het in die Lapa nog dienste gehou, hierdie plek was nog nie gebou nie. Ek was 'n getuie, ons was 5 of 6 mense wat vir 'n man gebid het, wat van geboorte af besete was met 'n sekere tipe gees. En daai man het neergeval toe ons hande op lê. En hy het uitgepaas, soos ons sê. En hy het vir 2 ure gaan lê in 'n karavaan wat daar gestaan het. En hy het nie geweet wat met hom gebeur het nie. Maar hy het so 'n verligting en bevryding gevoel.
want hierdie gees wat hom van kinds af geplaag was uit. Hy het dit dadelik agtergekom in sy siel. So groot dinge het gebeur, is nie dat daar net leeg gelê is en agter iemand aangeloop is nie. Ons het saamgewerk. Ek is getuie van wonderbaarlike bekerings, demone wat uitgedryf was, mense wat genees was, en vele ander wonderlike dinge. Maar, helaas tussen al die wonderwerke, kom die dodelike gif van Satan toe, ook toe deur. En weer eens is dit die hoogmoed wat sy tol kom eis. As Miss Newkirk iets wou hê, en dit word nie vinnig genoeg na haar sin gegee nie, kom daar kort daarna 'n hemelse boodskap, en dit in die vorm van so spreek Jahwe. En dan doen ons dit sonder om vrae te vra. Want ons is nie vir haar bang nie, maar ons vrees Jahwe, ons Vader. En as daar iets is wat ons moet doen, en die profeet het op daai stadium gesag gehad, dat sy wel die boodskap van Vader bring, en sy sê, so spreek Jahwe, dan doen jy wat die Vader sê. En dit is hoe sy toe haar manipulasie al hoe dieper en dieper begin laat posvat het. En sy het haarself begin verhef, bokant ons. Jy sien altyd met 'n profeet wat 'n verkeerde pad gaan, en hierdie lesse leer ek nou vir julle, want julle gaan dit in die toekoms, gaan julle met dit te doen kry, of dalk het julle self ook met dit te doen gehad in julle kerk. Die profeet raak eers, profeteer sy, en nou is dit Jahwe spreek deur haar of hom, en sy sê, ons moet dit doen. Ons moet regkom, en as daar sekere foute is, wêreldse begeertes, dan sê sy, ons moet dit regmaak. Nou begin die profetes op 'n troontjie kom, op 'n verhoog. Nou begin sy profeteer, julle moet regkom. Jy moet daai mooi subtiele skuif. Ek, die profeet, is nou nie meer onder Vader se waarskuwende of woorde wat ons tugtig nie. Nou verhef sy haar, en dit het net al hoe meer aangegaan, en in 'n kort tyd, 50 dae is 'n kort tyd, maar dit was vir ons 'n baie lang tyd. En sy verhef haar toe as die dogter van Sion, die vrou van Openbaring 12 wat verwagtend is, wat die son op haar hoof het en die maan aan haar voete. Sy openbaar dit, so spreek Jahwe, my bride. En my bride verhef haar toe so, dat sy toe naderhand 'n godin word, en allerhande goed uitbring. En ons begin al hoe stadiger 'n weerstand in hierdie ding kry. Maar die ding kom nie tot 'n punt nie, want 'n mens wil nie konfrontasie hê nie. Dit is net so, as jy in Vader se liefde is, moet jy die liefde uitleef. Ek gee net hierdie agtergrond, sodat ons kan aangaan. So het sy dan ook alle teenstand weggevee. Daar moet nie iemand anders sê, sy is 'n profetes nie. Sy vee haar letterlik weg. Hier waar die eetsaal dak is, het 'n konfrontasie met haar en 'n ander vrou wat ook profetiese boodskappe in Suid-Afrika gebeur. Dit was lelik. Dit het net voor handgemeen gestop. Sy het geen teenstand geduld nie, niemand anderste is 'n profeet rondom die godin Linda Newkirk nie. So het sy 'n trust laat opstel, waarin sy die hoofaandeelhouer sou wees. Want, sê sy, in God se orde is die profete heel bo, dan die apostels, dan die herders en evangeliste. So het sy byna die hele plaas begin beheer. En as iets drasties nie gebeur het nie, sou sy dit ook nog onder ons uitgehaat het. Tesame met 'n nasionale intelligensiepersoon van Kreeusdorp, nooi hulle amper die titelakte van hierdie grond onder my uit. Hulle stel 'n trust op en hulle kom met, so spreek Jahwe.
hierdie grond moet nou vir die profete gegee word in die naam van Linda Nieuwkerk en hierdie ander man, wat 'n bewese NU agent is. En hoekom ek dit weet, hy het dit self aan my erken later, dat hy vir NU werk. Hy was een van die manne wat baie betrokke was toe sanksies nog in ons land was, met die omseiling daarvan om vir ons wapens en olie en al die goed in die hande te kry. En sy het hom geken voordat sy hiernatoe gekom het. En die ligte het eers vir ons later aangegaan, dat sy ook vanuit daai kringe hierheen gestuur is. Vandag as ons kyk wat hulle met mense maak, hulle maak mense dood, maar hulle het die vermoë om met die DNA van daai mens 'n kloon te maak wat presies soos daai persoon is. Hulle het die vermoë om die persoon se siel heeltemal in gevangenskap in die mens te sit en 'n demoniese gees te vat en binne in daai persoon te sit wat hierdie persoon beheer. Ons het nou genoeg gelees in boek 3 van Johannes Evangelie oor Mathael en sy 3 makkers, hoe hulle rowers geword het, wat lelike dinge gedoen het, omdat hulle siele heeltemal in gevangenskap was. Ek vermoed laasgenoemde het gebeur. Want ek kan niks anders te verklaring gee nie. Hoe het hierdie liefdevolle vrou, wat soveel wonderlike openbarings gekry het, wat wel telefonies en deur e-posse gekom het, nou skielik so 'n beheervraat geword. En dis een ding wat Satan se profete nooit kan wegsteek nie, is hoogmoed. Daai eienskap wat binne in Lucifer is in sy demone, is in sy gevalle engele en is in alle wêreldmense wat hom aanhang. Of wat sy werke aanhang, naamlik die wêreld van geld en mag. En dit is, dink ek, wat gebeur het. Maar ons sien dit nog nie, ons weet iets nie reg nie. Al hoe stadiger begin hierdie ding nou aan ons, dis 'n ongemaklikheid. Kom ons lees verder. Maar prys die Vader, die wonderlike Vader, hy was nog steeds in beheer en het net verlang dat ons liefde onder mekaar moes gehad het, selfs teenoor hierdie vyand. Want dit was met hierdie onderlinge liefde wat hierdie valse insypelaar verslaan is. Dank Vader het dit nie gekom dat ek die titelakte van hierdie grond so sou weggee nie. Want ek het hierdie grond vir Vader aangebied in 1992 en hy het nie in my hart gesê dat ek afstand moet doen daarvan nie. So kan julle nou sien waar die aanslag gekom het. Hier is nou verskeie geloftes afgelê en uitgevoer, dat ons 'n boek van herinnering sou uitbring, dat ons die volk sou leer, dat ons plek aanbied vir Vader, vir enige iemand van sy kinders wat hierheen wil kom, en wat ons dit nog steeds doen. En daarom moes Satan kom en hierdie opset breek. In gister se lesing het ek gesê dat hier 'n Amerikaanse profeet van Amerika hier in Suid-Afrika was, en hy het 'n klipstapel gedoen met die datum 22 September sentraal in sy profesie. 22 September 2003. Dieselfde dag wat ons via die gesig in Kapagillas gekry het, waar ons huis moes aanbied. En hy het dit genoem, Vader het hom gesê, this is the day of the heart. Bedoelend, dat hierdie ding wat ons nou oprig hier, nog 'n groot uitvloeisel sal hê, na lande reg oor die wêreld. En sekerlik veral Amerika, want daar's baie behoudende, goeie, gelowige mense daar. Die dodelikste ding wat sy gedoen het, was om aan mense titels en range te gee, en gemaak het of dit Jahwe self was wat dit gedoen het. En wat het sy gebruik daarvoor? Sy het verse uit Paulus aangehaal, waar sy dit gebruik het, juise evangeliste, sommige evangeliste, ouderlinge, diakens, en ek dink nog ander goed,
wat hy genoem het. En sy het gekom en dan sê sy, wanneer jy by haar sit, dan sê sy, so spreek Vader nou met my, jou roeping is so en so, en ek salf jou nou in Vader se naam. Dit het alles onder baie, kan ek maar sê, baie ernstige gebedssessies plaasgevind, daaronder in die Lapa. Elke mens was afsonderlik, of hulle groepies, gesinne of gemeentes wat gekom het. En mense het met blye gesigte daar uitgekom. Ons lees verder, dan sê ek, wys ek julle, wat het sy gedoen? En gemaak het, of dit Jahwe self was wat het gedoen het. Sy het in sy naam, het sy hierdie dinge gedoen. Hierdie vrou was ongelooflik begaaf, met 'n intellek wat vir niks geskrik het nie. Later sou ek uitvind, dat sy een van slegs 3 mense in Amerika was, in die VSA, wat die hoogste onderskeidings ooit in sielkunde behaal het. Nou sielkunde wat my aanbetref, is vanuit die negatiewe uit. Freud en, ek kan nie eens al die ander mense se name noem nie, was almal ateïste. En hulle het hierdie sielkundige beroep, het hulle die wêreld laat ingaan en die mense het salawes gekry, wat deur hierdie ateïste opgestel was. En dit is 'n baie wonderlike ding vir iemand wat mense wil manipuleer. As hy daai sielkundige agtergrond het, dan kry hy presies reg wat hy wil, of sy wat sy wil. So moenie 'n fout maak nie, ons het nie met sommer net met iemand te doen gehad nie. Sy het die vermoë gehad om verskillende gesprekke gelyk te monitor, en uit haar waarnemings het sy mense as apostels, herders, evangeliste en profete geïdentifiseer. Sy kon sit, kom ons sê nou daar onder by 'n klomp mense nou by mekaar is. Dan monitor sy al die gesprekke. Sy is nie deel van daai gesprek nie. Dan hoor sy hierdie ene so en hierdie ene dit. Sy onthou alles. So wanneer jy voor haar kom, sal sy onthou, maar jy het 'n begeerte gehad vir versorging, vir genesing of vir die woord verkondig, dan weet sy presies wat om vir jou te sê. En jy ervaar, maar dis wat ek altyd wou doen. Dankie Vader dat ek nou 'n apostel 'n roeping kan hê en uitgaan en mense bewerk. Dankie dat ek 'n genesende diening kan doen. Dit is hoe sy gewerk het. Nee, dit is hoe die gees wat in haar was gewerk het. Maar die gees was nog nie vir ons geopenbaar nie. Want ons het, en ek erken dit, ons het 'n lekker gevoel oor hierdie titels. Die mens was nog te sterk in ons. En ons het gestreel gevoel. Ons egos was gestreel. Maar daar was 'n paar voorwaardes. Die titels was dan later onder gebed, waar sy voorgegee het dat sy die Vader self raadpleeg, deurgegee aan die mense. Die mense, en daar was so wat 300 van hulle, was so aangedaan en geraak deur hierdie vrou, dat ons werklik geglo het in ons roepings. Ek en Erna het 'n roeping van herder gekry, onthou ek nog. Nou as jy kyk wat ek hierbo gesê het, dis eers apostel, en waar dan profete heel bo, dan apostels, en dan eers herders. So het sy my baie slinks na die kant toe gerangeer. Ek gaan 'n voorbeeld noem voordat ek verder lees. Ons sit nou almal hier, baie mense, almal het vrywillig gekom, niemand is met 'n sambok geslaan tot hier nie. Vandag sê hulle almal, dis ek het hulle gedwing. Nee, dit was te lekker as Vader vir jou 'n woord gee en 'n roeping gee. En dis niks daarmee verkeerd nie, behalwe dat hierdie nie uit Vader se gees uitgekom het nie, maar deur 'n dwaalgees. Die manne sit hier rond, nou sit hier's honderde mense hier, nou is daar niks om te doen hier, en hulle is verveeld.
Ons slaan toe 'n tent op daar op die gras, daar waar die omtrent daar waar die klipwiel so op die kant, nou nie onder die boom nie, maar so langs die boom is. En ek sê vir almal, hoorie, kom, ek sal begin lesings gee oor die boek van herinnering. Ons het nou die boek so 2 jaar gehad. Vader sê vir my, plaas dit op my hart, wys jou mense dat hulle swaarde skerp moet maak. En die enigste manier hoe jy jou swaard skerp moet maak, is om jou woord te ken. En om jou woord te ken wat so dik boek is, A4, moet jy van sekere goed gebruik maak. En ek kry toe vir almal stelletjies, highlighters. En ons gaan sit en ek begin die mense leer van, kyk, daar's verskillende klere vir verskillende goed wat jy moet merk in jou Bybel. Goed met die wet doen jy in die kleur. Goed oor die waarheid doen jy met die kleur. Goed oor Israel doen jy met hierdie kleur. Nou, as jy jou boek oopslaan en jy het 'n mens voor jou, kan jy deur die kleure, kan jy baie vinniger op die verse kom waarmee jy met hom moet praat. Onthou, hier's nou baie mense wat evangeliste en apostels nou roepings gekry. Ek moet nou iets doen daaromtrent. Hier, daai vrou kom daar verby, Herman, weet nie, was dit 'n dag of 2 wat ons mee besig was, 'n dag. Ja. Wat gaan hier aan? Ek sê vir haar, dis wat ons nou doen. Sy storm daar weg, sy het nie in die groot huis gebly. En so 'n uur later kom sy met 'n profesie uit daar. So spreek Jahwe. As jy ek kan nou nie die woorde presies onthou nie, want ek het alles verbrand. As jy enigsins verder nie meer gaan luister na my profetes nie, my bruid nie, dan sal jy vernietig word, bedoelend doodgemaak word. Dis die boodskap wat na my toe kom. Nou ja, ek wil nie aan die verkeerde kant van ons Vader wees nie. Ek was nog altyd gehoorsaam aan profete se boodskappe, want ek sien dit nie as die profeet se boodskap nie, ek sien dit as Vader se boodskap deur die profeet. Ons stop toe dadelik daarmee. Kan jy sien hoe subtiel sy die leierskap nou hier begin uitoefen het in ons groep? En ons is ongelukkig daaroor, maar ek is nog steeds onder die indruk, dis Vader wat hier praat. Volgende paragraaf heel bo, vandag weet ek, dat ons almal, deur hierdie boeke van haar te gelees het, onsself deur haar gees vervul het, en dat hierdie selfde gees ons bedwelm het. Hier was dit die klassieke geval van geesoordraging. Net soos wat mens dit in valse kerke vind, waar elkeen in die kerk met dieselfde gees beset raak. Hierdie is 'n algemene ding in die kerke en dit het ons self aan die lyf gevoel. En daarom moet ons baie medelee hê met ons mense in die kerk, waar daar vals dinge plaasvind, vals handopleggings, waar mense geeste van duiwels ontvang, 'n gebrabbel in tale gees, 'n gees van omval, 'n gees van uitleg van brabbel wat niemand kan verstaan nie. Dis alles geeste waaronder die mens bedwelmd raak en nie agterkom hy's onder daai gees nie. Dit voel so reg. Dit voel so wonderlik. Want daar is 'n valse liefde wat Lucifer die mense laat voel. En moenie 'n fout maak nie, hierdie geeste is die moeilikste om te staan. Eerstens is dit die moeilikste om te herken dat jy onder daai gees geval het. Want niemand wil dit hoor nie. Want dit dui op 'n swakheid in jou eie wese. En onthou, vir my was dit moeiliker om dit te sien, want ek het 300 mense nou hier gebring. Ek was nog steeds die een wat voorgeloop het. Die gevolg was, nou dit is wat hier gebeur het, dat ryker mense wat geld gehad het, en dit het sy opgetel in die gesprekke wat sy so multi kon monitor, het ook die beste titels weggeraap. As jy haar gunsteling was, het jy profeet of apostel geword. Daar was nog 'n titel, Erna, wat ek nou nie hier ingesit het, en dit was
die heel hoogste titel, 'n avenging angel. Sy salf die mense deur Vader kantig as 'n avenging angel. Kan jy nou dink wat se hoogmoed plaas jy in daai arme mens? Ons het glad nie enige reg om mense te oordeel en te vernietig nie. En hulle het regtig daai houding ingeneem. Ek kan van heel wat van hulle dink, nog terugdink, hoe hulle hierdie avenging gees in hulle gekry het. En alles net wou beheer. As jy in haar slegte boekies was, as jy haar nou nie so goed eer betoon nie, word jy stoorman op die plaas, of jy moet met die diere werk. En soos was daar mense wat nou openlik teen haar gestaan het, hulle het deur haar gesien, dank Vader, hulle het dan ook was 'n trek, 'n magneet vir ons na die regte kant toe. Nee wat, jy gaan werk daar met die koeie. Gaan werk in die stoor, dis jou roeping op aarde. So het daartoe onder mekaar 'n rangorde ontstaan. Ons wat almal in liefde met mekaar omgegaan het, almal gerespekteer het, jou werksomgewing gerespekteer het, hierdie rangorde het nou begin hoogmoed openbaar. Apostels het hulle beter geag as ander, profete het feitelik mag van lewe en dood gehad, soos ek julle met die voorbeeld van die boodskap wat sy my gegee het, want een van die profete het sulke lang drome gehad, dat een nagskof te kort was vir alles wat hy opgedroom het. Ons was nou sit en al hierdie drome moet nou aan ons uitgelê word. En het hou net aan en aan en aan. Nou wonder 'n mens, hoe kan een mens so baie droom in een nag? En 'n sinnelose snerp, maar dit word gedraai dat dit iets beteken. Mense wat nie hulle titels en poste kon verwerk nie, het afgunstig en hoogmoedig op hulle medebroers en susters geword. Menslike eienskappe, dit is hoe ons is, die mens is net so, as hy nie diep in Vader se liefde geanker was nie. Ek het nou hierdie fase van die geskiedenis van die dogter van Sion redelik in detail geskets, want elkeen van ons moet gedurig op ons hoede wees teen dieselfde soort van magsbeheer in ons lewens. Die ironie is dat die meeste mense wat vandag nog so lekker lag oor die betalje van die dogter van Sion en hierdie verleidster, sit self nog net so diep in hulle eie verleiding vas. Vandag is daar vele vingerwysendes wat almal self teenwoordig was, wat gerieflik vergeet hoe lekker dit was om die groot apostel of profeet van Linda Newkirk te wees. Wat wel gebeur het met die opregte mense op die plaas, was dat ons mekaar baie beter leer ken het, en naaste liefde het werklik gedei onder mekaar. Mense was baie behulpsaam en ondersteunend. Ten spyte van hierdie aanslag het ons wat die kern gevorm het van die dogter van Sion, deur al die jare vooraf, het nader aan mekaar gekom. Ons het soort van 'n geestelike laar onder onsself begin trek. En ons het met mekaar gepraat. Hier's fout, hier's iets nie reg nie. Wat gaan nie aan? Maar niemand van ons kon wou dit waag om teen Vader se boodskappe te gaan nie. Veral nie as dit nog in die naam van Jahwe kom, 'n naam wat so heilig is. Maar dit wys vir jou, en ek het dit nie geglo op daai stadium, dat Satan geensins respek het vir die naam Jahwe, en selfs onder daai naam sal hy maskereer onder die volk. Ek was self, het ek dit aan die lyf gevoel. Op 'n dag besluit 'n groep om vir Judith de Beer in Ottershoop te gaan kuier. Dis ook 'n dame wat toe later profeseë gekry het. En hulle gaan neem vir Mrs. Newkirk saam. Hulle was so 20 wat van dogter van Sion gereis het met die Unimog. Lekker, ons gaan nou gou 'n bietjie 'n roadtrip vat, net soos ons sê. Agter in 'n Unimog,
dinge is lekker opgemaak vir die tyd wanneer ons alles, hy het dit so gedoen dat daar niks meer is nie, dat hy daarom hierdie ding het. En hulle ry toe so toe, ek was nie saam nie. Hier bars die bom toe letterlik. Judith sien toe deur hierdie vrou se manipulasie en die gord was behoorlik gaar. 'n Broer, eienaar van die Unimog en Miss Newkirk bots toe tromp op en met die eersvolgende vergadering op die plaas trek Mrs. Newkirk in 'n vreeslike tirade teen my en die dogter van Sion los. Hulle kom toe die Sondag aand terug en die Maandagoggend toes die letterlik die hel los daaronder in die lapa. En daai vrou gaan bid. Sy kon nogal regtig mooi bid. Sy kon bid dat jy voel dis regtig uit haar hart uit, maar daar trek sy los en skree met haar kop in die lug. Veroordeel sy elke ene in hierdie plek en elkeen in hierdie gemeente. Die groot ding het gegaan oor die mense het 'n bietjie wyn gedrink en daar was rokers op die Unimog. En dit was 'n sonde, mevrou Geregtigheid duld dit toe nie. En dit wys toe net vir ons dat as jy nie in liefde mense se verkeerde dinge wat aardse dinge is kan oplos nie, dan is jy nie van die Vader se gees nie, want sy gees is liefde, geduld, sagmoedigheid, meelewendheid met ons broers en susters wat nog vassit aan dinge van die wêreld. Maar sy vaar toe uit daar. Sy bid en skreeu dat die spoeg spat en ek oordryf nie. Erna is die enigste ander getuie wat vanmôre hier sit wat daar was. Dis asof sy letterlik mal geword het. Dit is toe hierdie demoon manifesteer binne in haar. Maar onthou nog steeds met 'n godsdienstige aard. Sy skreeu vir die geregtigheid en almal is veroordeel wat sondaars is. Toe is al die mooi woordjies en die kamma liefde verby. Sy was teengegaan, ek het hulle kant gekies, dis vir die sondaars, en dit was onvergeefbaar. Ek sê van maar wees geduldig teenoor hierdie mense. Dinge wat ons almal aan werk. Nee, sy gaan te kere daar. God se alleen bruid, dis wie sy haarself geag het, duld dit toe nie. Hier manifesteer sy toe wat sy toe as dit wat sy altyd was, naamlik 'n gemaskerde Isebel gees. Die mooi kleed van 'n engel van die lig val toe af en onder dit kom die vieslike kleed van boosheid toe tevoorskyn. Die kleed van onvergewensgesindheid, hoogmoed, heersig en onbeheerste woede. Ek het al vrouens gesien wat kwaad geword het, maar hierdie was 'n baie erge manifestasie. As Vader se gees ons nie op daai oomblik sterk gemaak het nie, sou ons dalk beswyk het, want dit is nie speletjies wanneer 'n demoon manifesteer nie. Hoor wat ek vir julle sê, jy dink jy kan Satan sommer net so vat. Net daar maak jy 'n fout. Satana, Satan se vroulike gees, staan toe in haar volle glorie voor ons en spoeg soos 'n groen mamba. Nou ja, daar het baie ander dinge daar gebeur, daar's oor en weer gepraat. Erna het ook 'n hou ingekry daar en haar toe presies vertel waar sy nie deen gaan en so voort. En ek moet erken, in al 50 dae was my vrou baie stil. Sy het nie op die voorgrond getree nie, maar ek kon sien sy was bitter ongelukkig. En daar het sy toe kon sê wat sy nog altyd wou sê. Nou ja, daar word sy toe so kwaad vir ons, sy wil net gaan. Van hier af is sy toe voort na Springs, sy bel dadelik mense in Springs en hulle kom haal haar. En die skille begin toe van ons oë afval. Skielik begin ons nou sê, maar hoorie, hier het nou 'n demoon gemanifesteer. Wat van hierdie vrou is waar en wat is nie waar nie? Kan ons nog hierdie boodskappe aanvaar? Kan ons hierdie boeke aanvaar? As dit is werklik wat haar ware beeld is. Een vir een kom ons almal uit ons beswyming uit. Mense, dit was erg. En ek kan nou nog presies voel hoe erg dit was.
die verslaandheid, die leegheid en die vernedering wat 'n mens gevoel het oor hierdie groot verleentheid waarin jy jou volk laat beland het. Onthou, ons het hierdie boeke uitgestuur. Veral ek was verpletter. Ons, die uitverkose dogter van Sion, natuurlik na al die geskiedenis van wat ons deur is, met geloftes aan Vader, met God se uitverkose bruid was dan op pad om die koninkryk op te rig. Nou sien ons dat dit alles 'n versinsel en misleiding van Lucifer was. Mense, dit was nie 'n lekker tyd nie. Julle kan dit indink. Daar was seker van ons mense wat baie nou met haar gewerk het. Hulle kon nie breek nie. Een vrou was selfs bereid om haar kinders en haar man te los en saam met hierdie Newkirk te gaan. Sy het eintlik al begin pak. En skielik, na 'n man met haar gepraat het en ons gepraat het, toe breek daai gees. En dit is 'n baie goeie mens. Dis nie iemand wat boos is en wat maklik mislei word nie. Maar die volhoue teenwoordigheid in hierdie gees, in sy nabyheid, maak dat daai gees op jou oorgaan. En jy wil nie daai verslaandheid en leegheid voel nie, so klou jy vas aan daai ding. En dit is baie soos mense wat nie uit daai kerke kan kom nie. Hulle voel iets is nie reg nie, maar hier's tog te veel iets wat my trek na hierdie kerk toe. En dis daai gees. En hy werk op jou swakpunte in. Want hierdie gees is baie skerp. Want hierdie gees kom uit die Satans wêreld uit die onderwêreld uit. Alle geeste van Satan. Hoe subtiel ook al. So wanneer Linda Newkirk 5 of 6 of meer gesprekke monitor, is dit nie sy nie. Sy het wel 'n geweldige sterk verstand gehad, maar dit is die demoon wat vir haar daai krag gee. En die manipulasie krag. Vandag weet ek dat net die liefde onder mekaar ons gered het. En dis hoekom ek hierdie baie negatiewe episode in ons geskiedenis vir julle vandag vertel, sodat ons daaruit kan leer. En dat dit die alleenlike faktor was waarmee ons liewe Vader ons oë oopgemaak het, is die liefde wat sy nie kon verdra nie. Dat ons met mekaar in liefde omgegaan het ten spyte van jou verslawing, dit wat iemand anders nie kan los nie, iets wat van jou wat my irriteer, maar nog het ek jou lief en nog stap ons die pad. Dit was wat ons gered het, om nie te oordeel nie. Ekskuus Dirk, vertel net vir hulle wat by die lughawe gebeur het. Dat Vader al daar ons oë oopgemaak. Ja, ons gaan Hala toe op by die lughawe, nadat sy nou geld vir 'n kaartjie gekry het. Sy vlieg toe oor Holland hiernatoe. Sy kon net so vlug kry. Ek en Erna wag daar seker vir 'n uur, nee, seker 2 ure nadat die vliegtuig geland het. Sy kom nie uit nie. En uiteindelik kom sy uit, die vrou, ek weet nie hoe sy eintlik lyk nie. Hier kom sy sê sy is Linda Newkirk en haar bagasie het verlore geraak of wat ook al. En ons stap na die kar toe. Ek het daai tyd nog so 'n Mercedes 230 gery. Ons klim voorin, ek voor, Erna voor en sy klim in die middel agter. En toe ek agteruit stoot uit die kar parkeerplek, kyk ek so op in die spieël en ek sien hierdie vrou en ek sien haar oë. Dus daar 2 rooi strale wat so uit haar oë uitkom. So vir 'n oomblik, minder as 'n sekonde. En ek neem nie eintlik notisie daarvan nie. Ek het seker misgekyk. Is seker iets wat nou, toe ek die kar draai, wat geweerkaats het in haar oë. Maar daar het Vader my al 'n teken gegee. Hier is iets nie reg nie. Hier is slangsaad teenwoordig vandag. Nou ja, ek het nie daarop gereageer nie en ons het toe gegaan. Ry ons huis toe. Die liefdesband onder mekaar kon sy nie gebreek kry nie. Soos een man het ons saamgestaan, die oorblywende boeke verbrand en elke teken van haar bestaan by ons uitgewis. Baie skade was gedoen en nie 'n bietjie aan die menslike egos nie. Want nou het ons bietjie grond toe gekom. En dit was die doel dat Vader dit laat gebeur het.
Hy kon sekerlik ingegryp het, hy kon my seker nog kragtiger tekens gegee het, maar hy het nie. Sê nou gaan julle dit self moet uitwerk. Ons by Dogter van Sion sou weer van vooraf moes begin. Vandag dank ek ons Abba Vader vir hierdie toets waardeur ons moes gaan. Dit het baie van ons verdeemoedig. Ook weet ek vandag dat Lucifer nie verniet een van sy bestes gaan haal het in Arkansas in Amerika om haar na hierdie klein plaasie in Suid-Afrika te laat kom nie. Vanaf hierdie einste plek sou nog meer wonderwerke plaasvind met betrekking tot die toekomstige planne van ons hemelse Vader vir sy Sionsvolk. Nou weet ek dat sy is iewers in die proses was sy deur Satan geïmpregneer, as ons daai woord kan gebruik, en sy was 'n direkte Satans gesant wat ons besoek het. En die feit dat sy met die Suid-Afrikaanse intelligensie ou en sy in haar kom ons maar sê in haar besete toestand, weet ek dat sy ook bande met die CIA gehad het. En daai tyd kon ek nie verstaan wat is so belangrik aan ons, wat is so groot aan ons nie, ten spyte van die goed wat ons nou al deurgegaan het, die geloftes wat ons gemaak het ensovoorts. Maar die groot ding wat moes kom, was nog ver weg, naamlik die oprigting van die Gilgalwiel, waarna ons elke oggend gaan. Dit is 'n universele opening wat gemaak is tussen hemel en aarde. Dit is 'n portaal wat Vader vir ons oopgemaak het, wat ons die krag en die mag oor alle demoniese geeste en duiwelse mense gee. Dis wat jy moet weet wanneer jy daaronder gaan staan. En Satan wou dit ten alle koste, wou hy dit stop en verhoed. So dit was die groot aanslag en daarom moet ek daaroor praat. Maar ek wil iets by sê, daar was mense wat die boeke nie vernietig het nie, en wat nog voortgegaan het om hierdie boeke te lees, onder andere 'n profeet of 'n profetes in ons Dogter van Sion geleedere, en dit het ook veroorsaak dat hierdie persoon op dwaalweë beland het. Ek is jammer om dit te sê, maar dit is wat gebeur wanneer jy nie hierdie goed heeltemal met wortel en tak uit jou midde uitroei nie, uit jou hart uit en uit jou gemeente en uit jou volk uit. Hierdie goed, daar is 'n geesteswerking wat deur boeke, deur video's, deur audio's kan werk om jou vas te maak aan hulle siene. Weet dit, ons het dit hier aan die lyf gevoel. Dadelik het ons met hernieude ywer voortgegaan met die vertalings van die groot Johannes Evangelie van Jacob Lorber, wat ons toe al byna vir 1 jaar nagelaat het. Ons het net nie alles kon doen nie. Hierdie boeke van ons meester Yeshua was waarlik ons redding gewees, want dit was daarmee wat ons staande kon bly teen Lucifer se gesant. Hiermee het die 16de Desember 2004 ook nou aangebreek, en ons het ons gereed gemaak vir die geloftevieringe op Kameeldrif. Ons, wanneer is hy weg? 24 September. Ja, op Isaan se verjaarsdag. Ja, en sy uiteindelik is interessant, ek weet nie of ek dit moet noem nie, maar sy was 50 dae hier, sy het aangekom op Greta, my jongste dogter se verjaarsdag, en sy is weg die dag op my oudste dogter se verjaarsdag, wat 50 dae uit mekaar uit is. So dit was ook vir ons daai tyd, ja, dit was 50 is altyd die syfer van bevryding, kwytskelding. Dit is hoekom dit 'n jubeljaar genoem word. En ons het gejubel. Ek kan vir julle dit sê, toe ons nou eers oor die groot skrik en die skrik nie, kom ons sê maar die skok en die vernedering was, toe jubel ons. Dankie Yeshua dat U ons hand vasgehou het en dat U met ons gestap het en dat ons hierdie vyand afgeweer het. 2004, gaan maar hierdie stukkie ook nog lees, is dit alright? Die Sions huis beweeg in 'n volgende fase in.
Die tyd voor die fees was weer gekenmerk deur uitsprake vol bravade van generaal Opperman, dis nou voor Bloedrivier, dat die dogter van Sion nog steeds onwelkom was op die Bloedrivier en dat ons Semir gearresteer sou word. Hy het my persoonlik gedreig. Sou ons dit waag om ons gelofte op die terrein te betaal. Ons het toe ons geloftefees ter plaatse gehou, met 'n heerlike braai daarna onder die reeds genoemde eikeboom. Onwetend aan ons word 'n vrou, Susan Oosthuizen, hier onder hierdie boom, waar nou al 2 klipstapels as getuienis gelê het, dit is die 2 geloftes wat ons in 2003 en 2004 gemaak het, opdrag deur Vader gegee om 'n blaar van hierdie spesifieke boom te pluk en dit in haar boek van herinnering te plaas. Sy sit toe daar nog in 'n kampstoel, ons almal kuier lekker en geniet die braai en sy hoor die stem sê, vat 'n blaar van hierdie boom. Sy sit staan net op en sy pluk 'n blaar af, hy sê, sit dit in 'n boek van herinnering en sy sit hom daarin. Klein dingetjie, maar ons sal vorentoe sien wat dit daarmee gebeur. Sy doen dit toe so en vergeet toe daarvan vir 1 volle jaar. Sy dink nie eers weer daaraan nie. Hierdie daaropvolgende jaar was gekenmerk, dis nou 2005, deur die vertaling van ander Duitse profete se boeke, onder andere Bertha Datt, Mayenhofer en Engels se boeke. Die dogter van Sion het gefloreer op hierdie nuwe eerstelingsbrode en die vars wyn. Daar het 'n merkbare vordering en groei begin plaasvind in die mense wat nie van die dogter van Sion weggegaan het nie. Elkeen wat ernstig na ons verlosser gesoek het, sy geestelike lewe het verinnig. Ongelukkig het talle mense na die Linda Newkirk debakel alles voor my deur gegooi en die pad gevat. Ook het hulle die brood van die lewe, naamlik die woord van ons verlosser, aan Jacob Lorber ook verwerp en teruggeval na die ou Bybel. Sommige het daarom nog hulle boek van herinnering behou. Dis wat maar daar gebeur het, seker maar 'n normale reaksie. Dogter van Sion het nog steeds voortgegaan met die daaglikse offer van skriflesing, sang en gebed, soos beloof aan ons Vader op die Bloedrivier terrein in 2001. Verder het ons werklik begin om die koninkryk met geweld na ons te trek en aktief begin om huisies te bou op die plaas en blanke boemelaars, alkoholiste, dwelmslawe en werkloses te huisves. Daar is begin om hulle te probeer verlos deur ernstig te bid en te pleit vir verlossing. Ook 'n sopkambuise in Pretoria begin en ondersteun. Hierdie jaar het blitsvinnig omgegaan en gou was ons weer aan die voorhand van die geloftefees van 2005. Hier moet gemeld word dat die dogter van Sion elke geloftefees van 1998 as volg gehou het. 7 dae voor die tyd is die gelofte vir 7 opeenvolgende dae gelees, met die finale lees op 16 Desember. Ons doen dit nou nog so. Ons lees die gelofte vir 7 dae voor, want die boere het dit so gedoen. Daarom, toe ons in 2004 die gelofte op 16 Desember gelees het, was dit die 49ste keer wat dit gelees was. Beide geloftes is gelees en bevestig, naamlik die 1838 gelofte, sowel as die dogter van Sion gelofte. Omdat 49 'n 7 by 7 is, of 'n 7 keer gelofte, 7 maal herbevestig, was dit logies dat ons onderneming ten opsigte van die huis te Bloedrivier een of ander voltooiingsstadium moet bereik, of moes bereik. U moet herinner word dat die Hebreëse woord vir 7 is Shabbat. Dit is hoekom ons 'n Shabbat het. Wat beteken om iets met 'n onverbreekbare eed te bevestig. Dis wat Shabbat beteken in Hebreëus. As iets dus gesewe word, jy dit 7 keer doen, word iets dus geshabbat, gesewe, want Shabbat is 7. En as iets ge49 word, is dit 7 maal geshabbat. Verstaan jy, 7 maal 7. So ons het duidelik deur Vader die
gevoel gekry dat die gelofte van die boek van herinnering is 'n gelofte wat afgehandel is. En ons het toe opgehou om daai gelofte af te lê. Want ons doen dit wat ons beloof het, dit is die uitvoering van die gelofte, ons versprei die boek onder die volk, en ons eer vir Vader elke oggend op hierdie plaas. Dis waar die elke oggend se diens vandaan kom, so lank terug. Ja, absoluut. Onwetend vir ons was die eikeblaar wat Susan gepluk het, die hemelse Vader se teken dat hy hierdie gelofte aanbieding aanvaar het. Ons was egter salig onbewus daarvan, want Susan Oosthuizen was nooit betrokke met die dogter van Sion se vorige aanbiedings te Bloedrivier nie. Sy was nooit deel direk van ons gemeente nie. Sy was 'n vriend van ons wat in die gemeente was. En dit is baie belangrike feit dat niemand kan sê wat ek volgende vers sê nie. Ons liewe Vader het dit juist so gewil dat daar nie later gesê kon word dat die dogter van Sion die hele ding so bewimpel of gekook het nie. Naamlik die bevestiging van ons Bloedrivier aanbieding nie. So, gaan saam met my, ek weet, dit is geskiedenis, maar dit behoort vir jou ook interessant te wees, dat jy kan weet hoekom jy nou hier is. Dis nie sommer net, wat jy by daai hek ingestap het. Vader het 'n doel met elkeen van ons. Amen. Veral met jou geestelike lewe. Want hier het jy nou tyd om aan jou geestelike lewe te spandeer. Jy hoef nie te bekommer oor kos nie. Jy hoef nie te bekommer oor waar die krag vandaan kom nie. Jy hoef nie te bekommer oor hoe kom ek in die dorp nie. As vir jou 'n bussie wat jy sal vat na jou dokter toe of na wat ook al. So al hierdie dinge gee jou tyd. Want daar buite in die wêreld is dit 'n oorlewing, is 'n veg om net aan die lewe te bly. Jy het nooit genoeg nie. Skuld, geld, waar gaan ek iets kry om te eet? Waar gaan ek kry vir my kinders se skool ensovoorts? Raak ernstig nou met jou geestelike lewe. Ondersoek jou hart en jou siel, sodat jy die tyd nuttig sal gebruik. Baie dankie. Amen.